Goeiemiddag, hierdie is die voedselproduksie jaar 2 kwartaal 1 studienotas. Soos wat jy dit in die klas ontvang het. Kom ons kyk gou na die dokument. Goed, juffrou het vir jou dit so kort en bondig as moontlik probeer opsom. So kom ons kyk na dit wat belangrik is. Heel eerste, hierdie kwartaal het ons gekyk na wat is 'n verbruiker. En dit is goed as jy hierdie definisie leer, gaan jy dit elke jaar gebruik tot aan die einde van jaar 4. 'n Verbruiker is iemand wat 'n produk of 'n diens koop. So dit is baie belangrik. Onthou, in die klas het ons gesê, as iemand by jou huis byvoorbeeld jou elektriese bedrading kom regmaak, dan lewer hulle vir jou 'n diens. En wanneer jy in 'n winkel instap en 'n produk koop waaraan jy kan vat, dan koop ons 'n produk. Goed, om 'n verbruiker te wees, moet jy ook 'n vervaardiger wees. Jy moet geld verdien om die produk of diens te kan koop. Vervaardigers wat hulle produkte verkoop, wil soveel as moontlik geld vir dit kry, en as 'n verbruiker wil ons meer hê vir min geld. Verbruikers moet bewus wees van hulle regte en verantwoordelikhede. Dit is net so inleidend. So die hele belangrikste sinnetjie is daai eerste enetjie. En wanneer ons gekyk het na verbruikers, het ons na hele klomp verbruikersregte gekyk. Vir hierdie assessering gaan juffrou net 3 van hulle vir jou hier uitlig. Die eerste een is die reg om in basiese behoeftes te voorsien. So elke persoon het die reg op basiese voedsel, klere en skuiling. Dan is daar ook die reg op inligting. Elke persoon het die reg om te weet dat die produkte wat hy koop veilig is. So veilig is daai jou sleutelwoord. En nie sy gesondheid in gevaar gaan stel nie. Dit beteken, as 'n produk onveilig is, moet die vervaardiger die produk onttrek van die mark, mag dit nie meer verkoop word nie, omdat dit gevaarlik is vir mense wat hierdie produk gebruik. In die klas het juffrou daar verwys na byvoorbeeld medikasie wat jou baie siek kan maak, of iets wat jy kan gebruik om byvoorbeeld 'n vuur aan te steek wat verskriklik vlambaar is en maklik kan ontplof, of so iets wat gevaarlik is vir mense, en dan mag dit nie meer verkoop word nie. Goed, en hierdie gevaar moet op die verpakking aangedui word, sodat mense kan sien wanneer hulle 'n produk by die winkel koop, hulle ekstra versigtig moet wees wanneer hulle dit gebruik. Goed, dan is daar die reg op gesonde omgewing. So mense moet die omgewing beskerm deur nie rommel te strooi nie, en om afval te herwin, sodat ons omgewing altyd skoon en gesond is, en nie ons skade kan berokken nie, of ons nie kan siek maak nie. Byvoorbeeld iets soos fabrieke wat baie rook in die lug laat ontsnap, en dan mense wat siek word daarvoor. So dit is ons reg om beskerm te word teen sulke tipe goed wat ons omgewing dalk kan besoedel en maak dat ons kan siek word van ons omgewing. So dit is die paar basiese regte wat juffrou net hier vir julle uitgelig het, wat vir ons belangrik is. Dit is wat in hierdie kwartaal bietjie gaan kyk na gesond eet. En wat is vir ons belangrik wanneer ons 'n maaltyd beplan, wanneer ons vir ons gesin of vir onsself besluit wat gaan ons eet vir die dag. Was daar 'n klomp appeltjies, ek dink julle kan onthou in die handboekie het ons hierdie appeltjies gehad, so juffrou het hulle nou weer daar vir jou gesit dat jy kan onthou. So net so 'n paar goedjies wat belangrik is. Ons maak stysel die basis van ons meeste maaltye. Onthou, stysel is nou byvoorbeeld jou pap, jou rys, pasta, aartappels, of enigiets wat van meel gemaak is, mieliepap byvoorbeeld.
Goed, eet elke dag genoeg groente en vrugte. Onthou het ons nog bietjie in die klas gesels oor die porsie is omtrent 5 porsies groente en vrugte wat ons elke dag moet eet. So dit is belangrik om veral daarop te fokus, dat ons meer groente en vrugte elke dag moet eet. Dan nog 'n riglyn wanneer ons eetes beplan, of ons week beplan, wat 'n gesonde kos gaan ons eet, moet ons probeer om bietjie meer droë bone, lensies, droë ertjies en soja in ons daaglikse eetes in te sluit. Dit is baie gesond vir ons. En dan bronne van proteïene, goed soos hoender, vis, melk, eiers en selfs rooi vleis is ook belangrik dat ons elke dag ook ons proteïene eet, sodat ons liggame kan herstel. Ons gaan weer bietjie hier in die leerpapiere kyk, wat doen die proteïene vir ons liggaam. Goed, so dit was net so 'n paar planne wat ons kan hê om gesonde eetes te beplan. Dan het ons ook baie tyd spandeer, as jy kyk na jou leerpapiere aan apparaat. Daar is 'n klomp apparate wat ons nou al van leer, vandat ons in jaar 1 is. Juffrou het so 'n paar klein prentjies vir jou hier gesit, en net 'n paartjies wat ek hier bespreek. Ons eerste een is die afkoelrakkie. Hier is so 'n prentjie van hom op ons notas. Jy kan ook in jou laartjie of in jou werkboek gaan kyk, is daar nog prentjies. So dit gebruik ons om gebakte produkte af te koel nadat ons dit uit die oond uithaal. Byvoorbeeld ons sjokolade splinter muffins wat ons gebak het. So wanneer dit uit die oond uitkom, sit ons dit op die rakkie dat dit mooi kan afkoel voordat ons dit kan bedien. Dan 'n vergieter, so jy vra vir ons weer 'n prentjie. Dit is baie keer wanneer ons voedsel wil afspoel, sê nou byvoorbeeld jy het groente en vrugte wat jy mooi wil afspoel, of wanneer jy pasta so ekstra water wil dreineer en mooi wil afspoel, gebruik ons die vergieters. Dis die bak met die klomp gaatjies in. Dan 'n sif. Wat doen ons met 'n sif? Dis gewoonlik vir droë bestanddele wat ons sif. 'n aardappeldrukker, daar het juffrou vir jou 'n klein prentjie gegee om sagte gaar groente fyn te druk, soos byvoorbeeld kapokaartappels, of in Engels noem ons dit mashed potatoes. En dan 'n ballonklitser wat ons ook baie gebruik, en daar is maar algemene klits van eiers, beslag. Ons kan byvoorbeeld roomklits, ons kan eiers en melk saam klits, soos wat ons met die pannekoek en die muffins gedoen het. Kom ons kyk gou net na die verskillende voedselgroepe. Hier is dit belangrik dat ons weet dat hierdie voedselgroepe, dis nou die woorde wat juffrou in vetgedrukte letters vir julle getik het. Wat doen dit in ons lyf? Wat gebeur in jou liggaam wanneer jy vette en olies eet? So hoekom moet ons dit eet? Vette en olies verskaf energie aan die liggaam en hou ons warm. Dit word gestoor in die vorm van liggaamsvet en vorm dan 'n beskermende vetlaagie om jou organe te beskerm. En dit is hoekom ons vette en olies eet. Dan die proteïene. Hoekom eet ons proteïene en wat is hulle funksie in ons liggaam? Dit is essensieel. Essensieel beteken is baie nodig vir groei. Om mooi te groei met jou proteïene inneem. Dit is nodig vir die herstel en die instandhouding van liggaamsweefsel. En dit bou en herstel ons liggaam. Dan vir suiwel, help om bene en tande sterk te maak en te bou. Wanneer ons kyk na vitamiene en minerale, wat doen dit in ons liggaam? Vitamiene en minerale hou die liggaam gesond
en versterk die immuunstelsel. En dit verseker normale groei en ontwikkeling. Koolhidrate, stysel en vesel. Stysel verskaf energie aan die liggaam en vesel help met oop lyf en voorkom hartlywigheid. Dan wanneer ons kyk na ons prakties. Het ons in hierdie kwartaal baie met verskillende meelmengsels gewerk. Meelmengsels word in 2 groepe verdeel, naamlik 'n deeg en 'n beslag. Jy moet vir juffrou in die vraestel kan sê, wat is die verskil tussen 'n deeg en 'n beslag? En ek het vir jou so kort lysie gemaak. Deeg bevat min vloeistof en meer meel en kan met die hande hanteer word. Dit is byvoorbeeld iets soos 'n skaandeeg, as ons scones maak. Beslag is soos wanneer ons pannekoek maak of plaatkoekies. Daar is weer meer vloeistof en minder meel. Jy kan nie met die hande dit hanteer nie en dit is loperig. Goed. Wanneer ons na ons volgende bladsy kyk, het ek vir jou 'n lysie gemaak van gaarmaakmetodes. Onthou, gaarmaakmetodes kan ons altyd in 2 groepe verdeel. Klamhitte gaarmaakmetodes is waar daar altyd 'n vloeistof betrokke is. Voorbeelde van klamhitte gaarmaakmetodes is wanneer ons kook, ons prit iets. So daar is kook het gewoonlik groot borrels in die kastrol. Prit, so af en toe 'n klein borreltjie. So jou plaat is baie laer gestel by prit. Stoom is wanneer ons kos gaar maak deur middel van die stoom wat dit gaar maak. En wanneer ons iets stowe is gewoonlik soos potjiekos, 'n stew in Engels of 'n breedie in Afrikaans. Wanneer ons kyk na droë hitte gaarmaakmetodes, is daar gewoonlik geen vloeistof by betrokke nie. Dit kan wees wanneer ons iets rooster, soos byvoorbeeld wanneer ons vleis braai. Braai is baie keer wanneer ons iets in olie braai. Wanneer ons iets in die oond rooster, soos byvoorbeeld stukkies hoender, of wanneer ons iets bak in die oond, soos byvoorbeeld 'n koek, klein koekies of muffins. So 'n tipiese vraag hier kan wees, jy moet vir my 4 voorbeelde gee van 'n klamhitte gaarmaakmetode en 4 voorbeelde van 'n droë hitte gaarmaakmetode. Wanneer jy hierdie tipe vraag leer, is dit belangrik om vir jouself dit hardop te sê. Wanneer jy dit mooi hardop kan sê, kan jy dit toemaak en probeer om weer dit hardop te sê. En miskien kan jy net 1 of 2 noem, dan gaan jy dit oopmaak en weer 'n paar keer herhaal, totdat jy al 4 die voorbeelde hardop kan sê. Dan is dit goed om 'n skoon stuk papier te vat, weer jou notas toe te maak en te kyk of jy die 4 voorbeelde van klamhitte gaarmaakmetodes kan neerskryf. Indien jy dit nie kan neerskryf nie, maak weer jou notas oop. Herhaal dit weer 'n paar keer deur dit hardop te sê. Maak jou notas toe en probeer weer om dit te skryf. So gaan jy aanhou totdat jy al 4 voorbeelde kan neerskryf en nie net hardop kan sê nie. En dit is hoe 'n mens hierdie tipe vraag gaan leer. Dan het juffrou weer 'n bietjie gekyk na ons prakties en ek het vir jou die pannekoekresep daar in jou studienotas gesit. Ek kan vir jou verskeie vrae vra oor die prakties wanneer ons pannekoek bak. Ek kan byvoorbeeld vir jou vra,
om die metode, wat gebeur eerste, wat gebeur tweede, wat moet jy derde doen, vir my in die regte volgorde te kan neerskryf, nadat ek hulle almal byvoorbeeld die mekaar geskryf het vir jou. So jy moet onthou, dat toe ons die pannekoek gemaak het ons 2 mengbakke gebruik. Die een het ons stap 1 gedoen, ons het die meel, die bakpoeier en die sout saam gesif. Stap 2 het ons al die vloeistof, die eiers, die melk, die water en die olie gegooi en dit saam geklits. Stap 3, ons het 'n gaatjie in die droë bestanddele gemaak en ons voeg die eiermengsel daarby. Toe het ons dit gemeng tot glad met 'n ballonklitser. Daarna het ons stap 4 gedoen, giet die mengsel in 'n beker. Stap 5, verhit 'n swaar braaipan met olie, net om die bodem van die pan te bedek. Laat die pan dan goed verhit. Stap 6, gooi die mengsel in die pan, net genoeg om die onderkant van die braaiplek of van die pan te bedek. Goed, so dan was jou pannekoek in die pan, dan het ons stap 7, die pan effens geskit, die pannekoek los te maak, en sodra dit effens droog is om die rande, het ons die pannekoek omgedraai. Goed, ek kan byvoorbeeld vir jou vra, wanneer ons kyk na die bestanddele van 'n pannekoek mengsel, watter apparaat gaan jy gebruik om die kookolie af te meet? Dit sal byvoorbeeld 'n maatlepel wees. Watter apparaat gaan ons gebruik om die koekmeel af te meet? En dit sal byvoorbeeld jou maatkoppies wees. So gaan juffrou verskeie tipe vragies vra oor wanneer ons pannekoek bak. Wat jy dan uit die resep, ek sal ook hierdie resep vir jou in die vraestel gee, wanneer ek hom gebruik, om vragies oor te vra. Dan is daar 'n paar definisies wat belangrik is. Hierdie woorde wat juffrou in vetgedrukte letters geskryf het, is tipiese woorde wat jy in 'n resep gaan kry. En dan moet jy weet wat dit beteken. So ons gaan eers daar kyk na versier. Wat beteken dit wanneer 'n resep sê ons moet iets versier? Dit beteken ons gaan gewoonlik soetgeregte versier. Dit is byvoorbeeld 'n nagereg, klein koekies, muffins, koolwyntjies, of in Engels cupcakes. Dis tipe goed wat ons gaan versier. So dit is wanneer ons dit versier met 'n soet versiersel. Ons kan ook eetbare blommetjies gebruik, ons kan lekker goed gebruik, of net gekleurde versiersel wat ons gebruik om dit te versier. Wat beteken dit wanneer 'n resep sê ons moet iets skil? Dit is tipies groente en vrugte wat ons gaan skil. Dit beteken dat jy verwyder 'n dun laagie skil van die vrugte en groente. Dink daar aan 'n aartappel wat ons skil of 'n wortel wat skil voordat ons dit gebruik in ons geragte. Dan wanneer 'n resep vra dat jy 'n pan met smeer, gewoonlik sal dit jou bakplaat wees of 'n broodpan of 'n koekpan, dan beteken dit ons smeer 'n braaipan, jou koekpan, jou broodpan met olie of met botter, of ons kan selfs 'n kleefwerende middel soos sprei en koek gebruik om te verhoed dat die voedsel aan die oppervlak kleef. Dan baie belangrik wat ons ook nog gekyk het in hierdie kwartaal is kombuishigiëne. So hierdie is 'n paar goed wat ons eintlik outomaties doen en partykeer nie eers 2 keer aan dink nie. 'n Paar reëls wat vir ons baie belangrik is. Die eerste een is ons werkoppervlakte. Ons maak skoon voordat, terwyl en nadat jy met voedsel gewerk het. Gebruik 'n 1% bleikmiddeloplossing. Dit is gewoonlik Jik. Wat ons gebruik, en jy kan daarvan 'n proppie vol of 5 ml of 'n teelepel bleikmiddel
in 500 ml water gooi en jy kan met daardie mengsel kan jy jou oppervlaktes mee skoon maak en ekstra beskerming teen bakterieë te kry. Onthou in die klas, jy vra hierdie spuitbottel waarna ek 'n bietjie cheek in die water het en waarmee ons oppervlakte mooi spuit en skoon maak en alle bakterieë dood daarmee. Jy kan ook 'n mengsel koop by die winkel wat reeds klaar gemeng is, maar hierdie is bietjie goedkoper om self te maak. Dan, wanneer iets stort of mors per ongeluk, vee of mop enige iets wat gemors het, dadelik skoon. Onthou dat ons gewoonlik dan ons papierhanddoek gebruik om dit skoon te maak en nie ons mooi skoon lappie nie. Terwyl ons praat oor lappies. Lappe is baie belangrik om gereeld skoon kombuislappe en vaddoeke te gebruik en hulle gereeld te vervang. Dit mag nooit sleg ruik nie. Bakterieë floreer en vermeerder op klampvuil vaddoeke. Bleiking verwyder vlekke. So dit is bleiking is as ons jig gebruik en maak bakterieë dood. Moenie vaddoeke gebruik om die vloer mee skoon te maak nie, want dan is ons vaddoek nie meer skoon en higiënies nie. Gebruik altyd papierhanddoek daarvoor. Kombuisgereedskap werk met skoon kookgerei en toerusting, en wanneer ons skottelgoed doen of opwas, nadat ons kos gemaak het en heerlik geëet het, gebruik warm seepwater om skottelgoed mee te was en werksoppervlaktes skoon te vee. Die water moet dikwels vervang word, so gereeld skoon nuwe water in jou wasbak tap, met genoeg skottelgoedseep. Spoel skottelgoed altyd in skoon warm water af en maak dit goed droog met 'n skoon vaddoek voordat jy dit in die kas pak. Goed, dit is dan jou studienotas vir kwartaal 1 se vraestel. Ek hoop julle leer lekker. Ons gaan deur die loop van die week ook elke dag bietjie hersiening doen en bietjie help om jou te leer aan hierdie werk. Ek hoop julle doen sommer baie goed en dat julle 'n lekker vakansie sal hê aan die einde van hierdie kwartaal.